Ons Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om U kinders te wees en te weet dat Jesus Christus vir ons die deur na U toe oopgemaak het. Om Kersfees te kan vier, Here, en te weet, al is dit 'n vrolike tyd vir ons, was dit vir U alles behalwe vrolik. Maar U het dit gedoen, omdat U ons liefhet. En ek bid vanmôre dat U, terwyl ons in hierdie erediens is, Vader, op ons harte sal skryf, soos ek vroeër gesê het, dat ons sal besef en weet, dat U ons bo alles liefhet. Dat U ons duur gekoop het, met die hoogste prys, omdat U ons wou hê by U. Ek weet, Here, daar's mense wat nie verstaan dat U hulle kan lief hê nie. Mense wat dalk sukkel met allerlei gedagtes en met sonde en onwaardigheid in hulle lewens, vir wie dit moeilik is om te besef dat dit die boodskap van Kersfees is. En daarom wil ons vanmôre, terwyl ons stil word voor U, vra dat U deur U woord, wat lewend en kragtig is, met ons sal praat. Here, dat dit wat ek sê van U af sal kom en nie uit myself uit. Dat U Gees dit wat ek sê sal indra in elke mens se lewe. Help vir ons, Here, om terwyl ons hier is, te vergeet wat buite aan die gang is, te vergeet waar ons vandaan kom, te vergeet waar ons môre heen gaan. As daar dalk spanning of enige ander goed, ongelukkigheid, hartseer in ons lewens is, Vader. Dat ons kan weet, ons kan ons harte vir U wys vandag, en dat U ons aanraak en dat U ons heel maak. Dankie vir die woord. Dankie dat dit nie sommer net ink op papier is nie, maar dat dit regtig 'n ontmoeting met U is. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, ons het bietjie laat in die week vir julle die teksvers uitgestuur. En ek sê maar net vir die wat nie is by ons, wat nie op die groep is, ons stuur dit uit, sodat julle so 'n bietjie in die week ook saam met ons noem dit wandel, maar dat jy letterlik soos in jou tuin deur die woord kan loop. En ons het ook al oor en oor vir julle gesê, hoe meer 'n mens dieselfde gedeelte oor en oor lees, is soos 'n fliek wat jy later goed raak sien, wat jy die eerste keer nie raak gesien het nie. So dit is baie goed as 'n mens dit oor en oor gaan doen. So ek veronderstel dat meeste van julle dit gelees het en dat julle die verhaal ken van die engel wat aan Maria verskyn het, want dis waaroor Lukas 1 gaan. Ek lees net hier so 2-3 verse wat sê, Gabriël die engel het aan Maria verskyn en gesê, en hoor die woorde, ek groet jou geseënde vrou. Ons sal later weer na dit toe terugkom. Dan sê hy, die Here is met jou. Wat jy miskien moet verstaan is dat Maria 'n onbeduidende vrou was. Dat sy nie aansien gehad het. Dat sy in 'n dorpie groot geword het. Dit is nou 'n bietjie kleiner as Riebeekstad. Ek sal nou nie ander name noem nie, maar een van die kleiner dorpies wat 'n onbeduidende dorp is waarvan niemand regtig weet nie. Is nie regtig sulke dorpe by ons nie, maar ek wil nou nie iemand beledig nie. Maar sy was onbeduidend. Sy het in die oë van die wêreld nie regtig waarde gehad nie. En die hemel, Here God, die lewende God kom na haar toe. Hy sê, ek groet jou geseënde vrou. Ek sal net nou weer terugkom na die woord geseënd. En staan daar in vers 29, sy was verward en ontsteld, want dit was 'n vreemde ding wat met haar gebeur het. Hierdie engel wat sommer uit die bloute aan haar verskyn.
En toe het sy gewonder wat die Engelse begroeting, hierdie geseënde vrou vir haar sou beteken. En dan sê die Nuwe Lewende Vertaling die volgende woorde, die engel het vir haar gesê, want God het besluit om jou te seën. Seën is 'n kragtige woord om te gebruik. Maar ek wil begin vandag met 3 verhale, dis werklik gebeur. Ek ken dit nie so goed nie, maar gelukkig het ek Google om dit op te soek. En ek wil 3 insidente vertel, maar ek wil julle ouderdom ook in ag neem. Daar's van julle wat jonger is en ek kan nie te jonk gaan nie, want ek kom nie daar nie. En dan so 'n bietjie ouer en dan in my klas, moet ek nou maar sê, wat goed onthou wat nie gebeur het nie. Die eerste wat ek vir julle wil vertel is Robert Downey, en ek het toevallig op hom afgekom want ek ken nie sy geskiedenis nie. Hy is 'n baie bekende akteur. En ek weet my oudste, ek weet nie van die ander nie, is baie mal oor hierdie flieks waarin hy speel. Nou Robert het op 5-jarige ouderdom reeds in flieks begin speel. En toe het hy goed gevorder en toe raak hy verslaaf aan dwelms. En in 2001 word hy in hegtenis geneem oor die dwelms en sy hele loopbaan stort in duie. In 2003 kry die bekende akteur Mel Gibson hom iewers en hy sê vir hom, Robert, jy moet 'n tweede kans kry want jy's 'n uitstekende akteur. En hierdie woorde, en ek wil die woorde beklemtoon, hierdie woorde het vir Robert gemotiveer sodat hy in 2013 tot 2015, so sê my Google, die hoogs betaalde akteur in Hollywood geword het, met 'n verbuisterende inkomste. Nou, ek het my teologiese wiskunde gebruik om min of meer uit te werk, en ek kom op 286 biljoen rand. Maar dis wat Google sê, maar nie vir my kwaad as dit verkeerd is. Die volgende een sak ek so 'n bietjie laer na meer resent, na Oprah Winfrey. Oprah Winfrey het baie arm groot geword en sy het regtig nie 'n goeie selfbeeld gehad nie. Sy het so 'n bietjie getwyfel aan haar waarde. En op 'n dag het haar ouma haar gevat en vir haar gesê, Oprah, jy moet in die openbaar praat, jy het 'n goeie stem. Jy moet voor mense praat, jy moet jou talente gebruik. En toe het Oprah by 'n kerk aangesluit en in die kerk het sy as 'n jong meisietjie begin om teksverse hardop op te sê hier van die preekstoel van die verhoog af. En dis hoe haar loopbaan begin. Die woorde van haar ouma het uiteindelik daartoe gelei dat sy een van die bekendste mediafigure in ons tyd geword het. Elvis Presley. Wie ken vir Elvis Presley? As jy hom goed ken, sê ek jong mense ook aan, ek wou gesê, as jy hom ken, is jy redelik oud, maar Elvis Presley was mal oor sing, maar verskriklik skaam in sy jare. Hy het so gelewe van 35 tot 77. Die jare 1935 tot 77. En op 'n dag het hy 'n audisie by die skool gedoen, soos baie van ons doen met groot verwagting. En na die tyd het die Onnie vir hom sê, o heerlikheid, Elvis, jy moet liewer gaan lorries bestuur, want jy kan nie sing. En Elvis het die ou geglo, maar toe sy ouma, sy ma dit hoor, toe vat sy hom aan sy skouers en sê vir hom, nee, jy moet sing. En jy moet nie toelaat dat iemand vir jou vertel dat jy nie kan sing nie. En so het Elvis die king of rock and roll geword in die wêreld. En ek is nie seker van my feite nie, maar ek verbeel amper hy was die ou wat rockmusiek begin het in die wêreld en julle ken hom almal baie goed. Die Bybel se feit is, woorde het krag. Jakobus 4 sê vir ons baie duidelik, jou tong is soos die roer van 'n skip. Dis 'n
magtige groot skip en so 'n klein roertjie draai die skip net waar hy wil. Jou tong is 'n klein dingetjie, maar hy kan groot goed reg kry. En dan sê aan die ander kant ook, jou tong kan 'n vuur aansteek wat alles kan vernietig. Spreuke 15 vers 4 sê jou tong is gesond, soos gesonde tong is soos 'n boom van die lewe. Soos 'n boom van die lewe. Dit kan lewe gee. Dink maar hoe voel jy of hoe reageer jy as iemand vir jou 'n kompliment gee? 'n Mens groei so 'n bietjie in jouself. Maar dieselfde vers sê ook vir ons 'n vlamskerp woord kan jou siel breek. En vlamskerp is die Hebreëse woord selef, wat beteken dis 'n sudden violent twist. 'n Sudden violent twist. Met ander woorde, dis daai woorde wat jy kwytraak as jy nie dink wat jy sê nie. Dit breek mense se siel. So, wat jy moet hoor vandag is, en jy weet dit, elke ding wat jy sê kan 'n lewe verander. Elke opmerking wat jy hoor, het 'n invloed op jou. Maar hier's die kruks. Elke gedagte wat deur jou kop gaan, is ook woorde. En dit het 'n invloed op jou binnekant, op jou siel. Caroline Leaf, ek dink sy kom van Suid-Afrika af, is 'n neurowetenskaplike. Sy's 'n neurowetenskaplike en ek het dit neergeskryf, 'n kommunikasiepatoloog wat werk op slegte kommunikasie. En sy sê ons lewens volg die rigting van ons gedagtes. En Spreuke sê dit ook, 4 vers 23 sê wat jy dink bepaal jou lewe. Dis 'n bekende sielkundige feit dat woorde, en ek het regtig bietjie daaroor gaan lees en ek weet ek het dit by Caroline Leaf ook gelees. Woorde kan die chemie in jou brein verander. Omdat sekere woorde met jou chemiese stowwe werk wat afskei en dit kan letterlik jou brein fisies verander. Ek wonder baie keer of ons besef wat se krag het woorde. Dr. Masaru Emoto is 'n Japaneese wetenskaplike. Hy het 'n eksperiment gedoen met waterbottels. Hy het vir 12 studente elkeen 6 bottels water gegee en gesê, gaan nou vat hierdie goed huis toe. Op 3 van hierdie bottels skree jy die hele tyd en jy sê lelike woorde. Op 3 van hulle sê jy net mooi, liefdevolle woorde. Na 'n week het hy volgens sy eksperiment die bottels water gevries. En daar's die reaksie. Die woorde waarop die bottels waarop goeie goed gesê is, het mooi ordentlike struktuur gehad en die bottels waarop geskree en gevloek is, het 'n los deur mekaar molekulêre samestelling gehad. Dis baie wetenskaplikes wat sê die ou is nie baie wetenskaplik nie, maar ek en jy het ook al gehoor dat plante reageer op wat 'n mens vir hulle sê. Ek weet nie wie van julle doen dit nie. Gaan probeer dit bietjie. Dis al hoe ons sal weet. So al glo ons hom nie, weet ons dat ons woorde invloed het op die fisiese omgewing rondom ons, want daar's ontsettende krag in jou woorde. Ontsettende krag. Daarom moet jy elke woord tel en jy moet elke gedagte in jou kop oorweeg en jy moet elke ding wat jy hoor toets of dit die waarheid is. Nie net sommer glo en daarop reageer nie. Het jy geweet of daaroor gedink dat Kersfees ook woorde is?
Kersfees is woorde. Maar die Bybel sê vir ons, dis God se woorde, en God se woord is lewend en kragtig. Die woord lewend of kragtig is die woord energes in Grieks, wat beteken dit het 'n inherente energie. En die energie wat God se woorde het, kom van homself af. Hy het soveel krag in daai woorde dat hy die skepping gemaak het uit niks uit. En hy sê in Jesaja 55 vers 11, die woorde wat by sy mond uitgaan, gaan doen wat hy sê, dit keer nie onverrigte sake terug nie. Dit doen presies wat hy doen, wat hy sê. So, Hebreërs 4 vers 12 sê in die easy vertaling, en ons hou daarvan om so verskillende vertalings te lees, sê dis, be careful, God's message is alive and powerful. Powerful. As jy dit toelaat in jou hart, wat beteken jy glo die Here, soos wat jy jou vrou en jou man of jou pa of jou ma glo, dan beteken dit die woord van God kan jou transformeer. 'n Mens se woord kan jou motiveer, maar God se woorde kan jou transformeer. God skep wat daar nie is nie. En dis presies wat God met Kersfees kom doen het. Hy het kom skep wat daar nie is nie. Hy het in my en jou waarde kom skep, goddelike waarde, wat ons nie gehad het. In Lukas 1, vers 30 wat ek gelees het, sê die engel vir Maria, moenie bang wees nie, want jy het guns by God gevind. Nou die woord guns is die Griekse woord charis, wat meestal betaal word met die woord genade. Maar as jy nou jou verskillende vertalings gaan lees, jy glo die mense, hoor dat die mense allerhande goed sê. Party mense vertaal dit met 'n verrassing wat daar vir jou is, en sulke tipe van goed. Maar die woord guns het vir my 'n swaarder gewig as die woord genade. En ek het nou vir julle gesê, my kindertjies kuier hier by my kinders, nie kindertjies nie. En ek het hierdie week weer besef wat guns beteken. Guns beteken dat God na ons kyk, soos ons na ons kinders kyk, met die plesier van 'n ouer, om te sê, ek is mal oor jou. En het jy nou al gedink as die lewende God so met jou praat, wat gebeur met jou waarde? Dit neem hand oor kop toe. Dit is 1000 miljoen biljoenvoudig. God erken nie net jou waarde nie, luister mooi, en ek hoop julle hoor my vandag, en ek hoop julle glo my. God erken nie net jou waarde, hy sien nie jou waarde net raak nie, hy maak jou waardevol. Hy skep waarde in jou lewe. Nou, ek het probeer om 'n illustrasie te kry om dit vir jou te illustreer in praktiese terme. Die enigste wat ek by kon kom is Kate Middleton. Wanneer Kate Middleton 'n rok dra, dan neem die rok in waarde toe. Gaan try maar om een van haar rokke te koop wat sy gedra het. Die rok neem toe, nie omdat die rok waarde het nie, omdat haar aardelikheid waarde gee aan die rok. En dis wat die Here met jou doen. Omdat jy sy naam dra, het jy meer waarde as enige iemand anders. En die groot ding is, ek hoop ek glo jy het my nou verkeerd verstaan as ek sê enige iemand anderster, want alle mense het waarde vir God, omdat hy hulle gemaak het. En omdat sy beeld, sê hy vir ons aan die begin, hy het ons geskep met 'n stukkie van sy beeld binne in ons, en dit gee waarde.
Maar is amper asof God met Kersfees dit kom boost het. Dit kom aksentueer het om te sê, jy het vir my soveel waarde, dat ek my seun se lewe vir jou sal gee. Dis die krag van Kersfees. 'n Laaste gedagte, en so rukkie net met jou deel oor dit. Ek en jy lewe in, Greg Rousseau sê dit in een van sy boeke, ons leef in 'n age of perpetual offense. Mense neem maklik aanstoot. Mense gee maklik aanstoot. Die mense nou in ons lewe nou sê wat hulle in hulle gedagtes kom, sê wat hulle op hulle harte is. Hulle word vinnig kwaad, hulle haal jou vinnig uit, hulle wys vinnig die vinger na jou, dalk doen ons dit. En die wêreldkundige sê, hierdie tendens het hand oor hand toegeneem na COVID. Het daar 'n skuif gekom, dat mense meer so is. Maar wat vir die wonderlike is van die Bybel, is dat 'n mens lees goed in die wetenskap, en dan het die Bybel reeds dit vooruit gesê. In 2 Timoteus 3, en ek wil jou uitdaag om dit te gaan lees, sê die Here, in die tyd nader aan sy wederkoms, sal mense beheer verloor. Mense sal arrogant raak. Mense sal niks meer as heilig beskou nie. En hierdie woorde, hulle sal mekaar verskeur. Soos wolwe, soos honde. Ek sê nie vir jou daarmee, die wederkoms is naby, wat ek vir jou sê, dis altyd naby. Dis elke mens is dit naby, want jy kan môre doodgaan. Jy kan nou doodgaan. Maar ek sê nie vir jou, ek is nie 'n prediker wat sê, jy moet nou bekeer, want die wederkoms is op hande nie. Maar ek verbeel my, dat ek dit wat 2 Timoteus 3 sê, rondom my sien, en ek lees dit, en ek sien dit op televisie, in ander lande ook. So, Greg Rousseau sê, being offended is inevitable. Living offended is a choice. Jy kan nie regtig help om in vandag se wêreld, jy kan nie vermy om vandag se wêreld iewers aanstoot te kry of aanstoot te gee vir mense nie, want mense is geweldig gevoelig daarvoor, en daar's 'n groot stuk dinamika agter dit wat ek nie altyd so goed ken nie. So jy kan nie verhoed of vermy om offended te raak nie, om aanstoot te neem of aanstoot te gee nie. Maar living offended, om daar te lewe, is 'n keuse. En soos ek het verstaan, en miskien verstaan ek dit verkeerd, living offended beteken dat jy jouself uitverkoop aan ander mense se opinie. Dat jy dalk te veel waarde heg aan wat ander mense sê en doen. Dat jy te veel skeur aan dit. Maar wat jy vandag moet hoor is, dis 'n keuse. Being offended is nie 'n keuse nie, maar living offended is 'n keuse. Ek hoop julle volg dit. Jy kan toelaat dat die woorde van mense jou waarde bepaal. Of jy kan glo wat God oor jou sê en toelaat dat dit jou waarde bepaal. En die ding met woorde is, jy moet dit glo. Jy moet dit glo. Eers as jy 'n woord glo, eers as jy vir God glo, dan kom die verandering binne in jouself. In Lukas 1 wat ons gelees het, toe
die Here hierdie geweldige profesie oor haar uitspreek dat sy die verlosser van die wêreld in haar sou geboorte gee aan hom. Dis 'n ongelooflike ding wat hy gesê het. Dink jou 'n bietjie self in, is 'n jong vrou. En die engel verskyn aan haar en sê vir haar, jy gaan die verlosser van die wêreld as kind hê. Toe het sy 'n keuse. Sy kon gesê dis nonsens of sy het gedroom of sy kon dit geglo het. En dis diep van bietjie metafories, maar ek het dit op my hart gevoel om vir jou te sê, die oomblik toe sy vir God glo, toe skep God nuwe lewe, verlossing binne in haar. Dis hoe kragtig God se woorde is. So hierdie keuse is vandag nog steeds vir my en jou. En met Kersfees kom staan dit weer en klop aan ons deur. Jy het 'n keuse om toe te laat dat dit wat mense doen en sê jou waarde bepaal of wat God van jou sê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons weet, daar's krag in U teenwoordigheid. Daar's krag in U woorde. Daar's krag in wie U is en wat U doen. En Here, baie keer is ons skie en bang om onsself aan U bloot te stel, omdat ons dalk nie wil verander nie, of omdat ons bang is van wat sal gebeur, of doodgewoon omdat ons nie glo wat U sê nie. My hart is vandag, Here, om vir U te vra, ook ten opsigte van myself, maar ten opsigte van elke een wat hier sit, dat ons die keuse sal maak om nie te veel gewig te gee aan wat die mense rondom ons dink en sê en doen nie. Maar om vas te glo soos kindertjies wat U as ons hemelse Vader vir ons sê. En dat U in Kersfees vir ons soveel waarde kom gee het. Toe U bereid was om van die troon af te klim en om U seun gebore te laat word wat later vir ons sou sterf. Hierdie geweldige prys wat Korintiërs sê 'n duur prys is wat U betaal het met U lewe. Ons wil dit graag vandag raak sien. Ons wil dit in ons harte dra. Ons wil U woorde in ons harte koester hierdie Kersfees. Help deur die Gees vir ons en motiveer ons, Here, dat Kersfees nie maar net 'n gelukkige maaltyd sal wees waar ons partytjies hou en persente gee nie, maar dat Kersfees weer 'n tyd sal wees waar ek in verwondering voor U gaan staan oor dit wat U as die God van hemel en aarde vir my gedoen het. En wat U vir my sê, hoeveel waarde ek in U oë het. Ek bid dit, Here, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.